So, kom ons bid net eers gou saam. Laat jy kan vir ons open het gebed. Ja, dankie pastoor. Ek wil net gou iets sê voordat ek bid. Jy weet, ons elkeen het sy eie agenda en elkeen staan vanoggend op en ek en my vrou lê gisterand so in die bed en ons sê ons mis mekaar baie keer. Kommunikasie is koning en as dit nie kommunikasie is nie, het ons 'n mislukking. So kommunikasie is goed. Om met God te kommunikeer is die beste ding wat ons kan doen in ons lewe. En God het 'n plan vir elkeen van ons vanoggend hier. Nou vra hy, hoekom het God 'n plan met my en my lewe vanoggend? As hy jou wakker gemaak het vanoggend, het hy nog 'n plan met jou lewe. So kom ons bid gou saam. Here, baie dankie vir die reën wat U vir ons gegee het. Dankie vir elkeen vir 'n dak oor ons kop. Dankie vir familie, dankie vir gesondheid. Here, dankie vir vrede, dankie vir leiding. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir alles wat U vir ons beplan. Here, dankie vir hoogtes wat U gelyk maak. Dankie dat U vir ons verborgde skatte wys. Here, dankie dat U vir ons vrede gee. Ons loof en prys U naam vanoggend. Dankie vir Jesus aan die kruis van Golgotha. Dankie vir elke oorwinning. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons hart is en wat vir ons leiding kan gee vanoggend. Dankie vir vanoggend se preek. Dankie vir die prediker. Dankie vir Vader vir dit wat U op elkeen se hart gesit het vanoggend om te kom luister. Dankie vir die pad wat U vir ons gegee het en gelei het om hier te wees. Ons loof en prys U naam daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here, prys die Here. Dis lekker om in die huis van die Here te wees, al is dit 'n pap waar ons vandag is. Is dit 'n plek van samekoms nog altyd. Amen. Jesus is in 'n stal gebore. Dink gou 'n bietjie daaraan, in 'n stal, nie in 'n hospitaal nie. In 'n eenvoudige plek. En Jesus het baie plekke soos hierdie bedien. En dis hoekom hom uitgekry het. In die begin toe as hy begin bedien het ek self gevra, Here, is dit wat U vir ons nou beskik? En Here het gesê ja. En dis waar ons moet wees. Die wêreld gee vir ons 'n plek en ons moet grondgebied wen. Nie afstaan nie. Amen. So mag hierdie plek ook geseën wees, maar so geseën wees dat die ou wat met verkeerde bedoelings en gedagtes dalk hier inkom in die week of op 'n Saterdag aand tot ware wedergeboorte kom. Bekering, omdat hierdie grondgebied geseënd gaan wees. Nie vervloek nie, geseën sal wees, sodat elkeen kan omdraai en die Here dien. Amen. Goeie nuus is, ons het 'n gebou gekry. Die Here het vir ons 'n gebou gegee. En hulle is besig om te breek, hulle is besig om reg te maak, om voor te berei. As ek sê hulle, is dit ons mense wat dit doen. Is Jaco hier? Ons moet roukol hou. Jy moet hom bel of sê met Sondag dienste bywoon. En Jaco, hulle breek dit mooi, hulle kry dit mooi reg, berei alles mooi voor. Ons bestel hierdie week stoele, ons klank gaan inkom, alles wat moet inkom, gaan inkom, tot en 'n lekker koffiemaker ook, koffiemasjien, so gasvryheid, liefde, Jesus, dis wat saak maak. Nou, ek weet, hierna gaan baie weer van my vra, waar is die gebou? Dis reg langs Fort. Julle weet waar Toyota, Fort, dan daai geboue, Lanson, dis waar ons gaan wees. Dis wat Vader vir ons gegee het. En ek vertrou die Here, ons bereik siele. Dit moet nie net gaan oor 'n kerk nie. Dit gaan oor Vader en jou en jy, siele. Amen. 'n Mooi preek is heel goed, maar as daar nie 'n aanraking, Heilige Gees aanraking is nie, beteken dit niks nie. Die Gees van God doen die werk en kry die eer, en hy moet jou aanraak. En dis my belangrik, wie siek is, moet genees. Klaar. Jou omstandighede moet draai. Jy stap nie uit soos wat jy ingestap het nie. Jy stap in oorwinning in. Luister gou, Salomo. Toe Vader vir hom gevra het, wat wil jy graag hê? Wat begeer jy? Het hy nie gesê goud en silwer en die rykdomme en 'n goeie kabinet, 'n sterk weermag, hy dadelik geweet wat wil hê. Wysheid hoe om hierdie volk te kan regeer. Wysheid. As ons goddelike wysheid het ons alles. Want deur goddelike wysheid sien ons
ten alle tye wanneer almal donkerheid en duisternis sien ons lig, sien ons uitkomste, het ons 'n visie. Maar Salomo het iets baie interessant gesê wat ek wil hê moet gaan lees. En nou moet jy Kronieke ook gaan lees, Jesaja lees, jy moet baie mooi kyk, wat het hy regtig gesê? Hy sê, leer my om uit en in te gaan. Om uit en in te gaan. Soos my vader Dawid. Want hy het gesien hoe sy pa bekommerd was. Hy kon sien hoe sy pa nie geweet het hoe om die volk te rig nie, antwoorde te kry nie, en hy het uitgegaan, nie ingegaan nie, uitgegaan na Vader toe, en hy het gaan bid. Hy het tyd met God spandeer, en as hy inkom, het hy 'n ander stap, 'n ander passie gehad, want die Heilige Gees het hom aangeraak, en God het wysheid aan hom gegee. Een van Dawid se laaste gebede, een van sy laaste gebede, in uitroepe in 2 Samuel, was gewees, die Gees van God is op my tong. Oud-testamenties, maar die Gees van God is op my tong. Mag die Gees van God op jou tong wees, en jy die wysheid hê, wat God vir jou wil gee. Amen. Ons het baie keer in die lewe, is ons self die blokkasie, hoekom daar nie deurbrake kom nie. Is ons self die probleem, hoekom die seën van God nie deurkom nie. En dan vra ons, Here, hoekom gebeur dinge wat gebeur? Ons doen alles perfek en reg. Hoekom gebeur wat gebeur? Petrus, en nou wil ek die verhaal vir jou vertel, soos wat dit gebeur het, nie net soos wat ons dit lees nie. Daar is 'n emosie betrokke, daar is gevoel, daar is omstandighede betrokke, daar is lewe betrokke, maar daar is 'n doodloopstraat, en dan skielik is daar uitkomste. En dis wat ek en jy mee te doen het in die lewe. Daarom help dit nie net om te lees hoe Petrus uitgegaan het om vis te gaan vang nie. Ons moet leer wat wil die Here vir jou sê daai. En dis wat belangrik is. Dis hoekom die Bybel 'n verhaal wat 2000 jaar terug geskryf het, so vas en helder is, dat Vader praat nou met jou. Amen. Hy praat nou met jou. So laatst gesê het, daai kommunikasie tussen jou en God is belangrik. Hy praat nou met jou. Wat wil hy vir jou sê? Hy sê, kyk 'n bietjie terug na die dag toe Petrus in benoudheid was, hy het Jesus nog nie geken nie. Doen so 'n bietjie navorsing, hoekom sal 'n man in die nag, heel nag, reg deur die nag, probeer visvang? Dis abnormaal. Deur die nag. Hoekom nie in die dag nie? Hoekom het hy nie in die dag gaan visvang nie? Hoekom juis in die nag? Ons lees, hy het die hele nag probeer visvang, en hy kon nie een vis vang nie. Nagtydperk, donker tydperk, moeilike tydperk, want daar was probleme in sy lewe. Drup julle nat, kom sit, dis 'n teken om voor te kom sit. Prys die Here. Die reën druk julle vorentoe. Amen. Halleluja. Halleluja. Here is goed. Hy, dis nie besprinkeling nie, kom vorentoe. Die Here is goed. Luister mooi. Hy's in die nag besig om vis te vang oor die volgende rede, as jy dit gaan navors. Die Romeine was in beheer van die land. En die Romeine het die vissery en alles beheer, terwille van die belasting, het hulle hand op alles gehad. En hierdie ou was eintlik oneerlik, Petrus, omdat hy geld nodig gehad. Hy gaan nie om ander rede wil visvang nie. Hy moes geld kry om sy skuld te kan betaal. En sy besigheid was 'n vissery, bote, op die see, vis te gaan vang. Hy's in beheer daarvan. Hy gooi nette uit, en hy doen alles wat hy kan doen om geld in te kry, en al wat hy kry is niks. Daai nette, dis asof hulle nette groot is, die visse swem deur. Daar word nie een vis gevang nie. Dis ideale tyd. Hy ken die see, hy ken die geleenthede. Hy gryp na hierdie geleentheid, maar hy het net een ding gemis, waarom hy nooit tevrede kon wees, vrede in homself kon hê, en suksesvol kon wees nie. Hy het nie Jesus in sy lewe gehad nie.
Hy het dalk die wet in sy lewe gehad. Maar die wet gaan vir hom niks inbring nie. Die wet gaan hom net beheer. Dis die Romeinse wette aan die een kant, dis Moses se wette aan die ander kant. Die lewe is hard, daar's nie uitkomste nie, daar's nie genade nie. En daar loop hy loop hom elke keer vas in die lewe in homself. Hy is die blokkasie hoekom daar nie in sy lewe sukses kan wees nie. Want as jy na Petrus kyk in sy verhaal, Petrus was in werklikheid in daardie tyd net 'n riet gewees. Hy was eintlik swak. En Petrus kom nie reg in daardie nag nie. Dink vir jouself wat gebeur as jy geld nodig het, inkomste nodig het. Jy ken nie Jesus nie. Jy maak al wat 'n plan is. Hy het al wat 'n plan moes wees gemaak in daai boot waarop hy sit. Hoe gaan ek my skuldeisers betaal? Hoe gaan ek die belasting betaal? Hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek sorg vir my huis? Daar's nie 'n Jesus om voor te gaan bid nie. Dit help nie hardloop na die priesters, na die fariseërs toe nie, hulle veroordeel net. Hulle vra, lyk ons lewe nie ook so nie? As jy Jesus nie in jou lewe het nie, na wie toe kan jy gaan? Dis net Jesus. Hy het Jesus nog nie in sy lewe nie. En hy sit op hierdie bootjie en die son begin breek, en dit begin dag raak, en hy besef, hy het nie een vis nie. Dis die realiteit. Ons lees dit baie maklik, maar wat is die realiteit? Sien jou in dit self in. Jy kom baie keer in 'n punt in die lewe wat jy sê, Here, ek verstaan nie, ek het nie deurbrake nie, ek kom nie deur nie, ek kom nie uit nie, daar's moeilikheid in my lewe, ek raak nie gesond nie, Here, wat moet ek maak? En dit was wat die uitroep in hom moes wees. As ek Petrus se verhaal lees, as hy 'n warrior, kort van draad gewees op 'n stadium in sy lewe. Hy het altyd 'n swaard by hom gedra, selfs toe hy saam met Jesus geloop het, was hy die een wat die swaard by hom gedra het. So, hy was die een wat wou beskerm, hy is die een wat altyd na almal gekyk het, hy was die een, dis sy karakter, maar wat moeilik was, wat 'n vinnige fight so in die pap opgetel het, dit is Petrus. En nou is Petrus in die moeilikheid. En nou sit hy op hierdie bootjie, en hier kom sy broers aan, hulle praat met hom, Andreas sê vir hom, kyk daar op die strand, dis die Messias van wie hulle praat, Jesus. En ek dink Petrus moes na alles gekyk het, en dalk sou ek, dalk hy, dalk een van ons gesê het, maar wat help dit? Ek ken die Messias, ek het nou skuld, ek het nou probleme wat opgelos moet word, ek het nou 'n moeilike situasie in my lewe, hoe gaan ek hier deurkom? Die Messias gaan niks my in dit kan doen nie. Dalk red hy is van die Romeinse ryk, verander as regering, maar hy gaan nie iets vir my nou doen nie. En terwyl hulle teruggaan kant toe, verantwoordelikheid om die nette skoon te maak, maak hulle die nette skoon, hulle wil begin gereed maak om weg te pak, met die wete, daar's nie 'n oes nie. Daar's nie uitkomste nie. Die woord van die Messias kan hom nie red nie. Dit is sy siening. Ekskuus tog. So hy wil nie 'n gesprek net met die Messias gaan voer nie. Voel jy ook baie keer so, gebed gaan nou nie help nie. Die woord van die Here gaan my nie help nie. Ek het hulp nodig. Ek nou gesond word, of finansiëel, of wat my situasie is. Dis hoe mense baie keer redeneer, en dis die fout wat die mense maak. Gebed werk. Die Messias is al wat die oplossing is. En dan kom Jesus na hom toe. En Jesus sê vir hom, kan ek in jou bootjie klim? En hy dink dalk by homself, ek wil oppak en wegpak. Nou vra die Rabboenie vir my, om in my bootjie te klim, en hy sê, ja, dis reg, dalk was hy ordentlik. Net uit ordentlikheid. Dit gaan my nie help nie. Maar is in my bootjie, is reg, jy kan inklim. En Jesus sê vir hom, kom ons gaan vang vis. Hoe kan jy dit sê vir iemand
wat heel nag vang, wat die see ken, en nou kom ons gaan vang vis. Nee, dit gaan nie werk nie. Ek het heel nag gevang. Nou sê u vir my, ons moet gaan vis vang. Dis wat hier binne in 'n mens baie keer ontplof en gebeur. U sê ek moet dit doen, maar ek het hard al probeer. Hoe moet ek dan nou weer? Ek kom nie reg nie. Ek sukkel, ek bly sukkel. En dis wat hier binne in hom dalk gemaal het, in jou maal in die lewe, en baie keer in die lewe, as jy vandag eerlik is, wat jy baie keer soveel vrae het, en jy kry nie antwoorde nie. Nou moet ons alweer in gaan see toe, en nou gaan ons maar see toe, en wat is Petrus se woorde? Gaan lees mooi. Hy sê, op u woord sal ek gaan, en die nette ingooi. Met ander woorde, wat doen hy? Nie in my kennis, nie my vermoë nie, ek het heel nag probeer, maar Rabboni, ek hou u verantwoordelik nou, as ons nie 'n vis vang nie. Dis eintlik wat dit beteken. Op u woord sal ek nou ingooi. Op u woord. In ons woorde lê nie krag nie. In sy woorde lê krag. As ons sy woord quoteer, dan lê die krag in ons. Want sy woorde is krag. En Petrus het dit nog nie mooi besef nie, maar hy het dit gekwoteer, en hy het eintlik reg geprofeteer, en gekwoteer, sonder dat hy dit besef. Op u woord sal ek dit doen. Nie op my woord nie. Nie op my vermoëns nie. En net hy wil ingooi, toe stop Jesus om nog 'n keer. Hy sê, nee, gooi nie ander kant in. En ons, as jy mooi kyk en jy doen 'n studie om dit, dan sê jy sien, daar's 'n swaai aan die een kant wat jy gebruik om die nette uit te gooi, en dit is wat die vissermanne geken het, maar aan hierdie kant wat ons nou moet uitgooi, het ons nie daai tipe swaai nie. Ons het nie daai manier nie, daai tradisie nie, dit wat ek geleer het nie, dit wat ek weet om te doen nie. U sê nou vir my, ek moet dit op 'n ander manier ook nog doen. Maar op u woord sal ek dit doen, en hy gooi sy net in. Dis eintlik 'n groot gebeurtenis. Dis eintlik dieper as om net hierdie hoofstuk te lees. God praat met jou direk self. En toe hy hom ingooi, lees ons dat selfs die nette wou skeer, die nette het te klein geraak, want die seun van God was mildelik. Petrus wink, en hy laat weet vir die ander boot, kom, help, ons het moeilikheid nou, ons het geseënde moeilikheid, ons het voorspoed, so baie, dat ek dit nie self kan hanteer nie, want dit was op die woord van die Messias. En sy probleem is opgelos. Maar wat is sy gesindheid? Sy gesindheid is, hy het in die oë van die Messias gekyk, en Jesus sê, volg my. Toe Jesus sê, volg my, toe sê Andreas, julle almal, sorteer hierdie vis uit, gaan verkoop dit, gaan betaal my skuld, gaan gee my huisgeld, maar ek volg Jesus. Ek volg Jesus. Nie toe Jesus vir hom sê, volg my, te sê, Jesus, jy het my nou so geseën, so gebless, ek wil net eers hierdie goed gaan verkoop, die nette mooi was en verwerk, die bootjies wegpak, en net al my skuld gaan betaal, en vir my vrou hulle net sê, want toe gaan ek, nou kom ek, dan sluit ek weer aan nie. Hy het alles daar gelos, dadelik, 'n verantwoordelike man, los hy alles daar, en sy verantwoording draai in die woord van God in, en hy volg Jesus. Hy volg Jesus. Luister mooi. Ons het te veel verskonings baie keer om Jesus te volg. As dit met my beter gaan, as ek gesond word, as ek meer finansies het, as my omstandighede draai, by God is 'n verskoning nie aanvaarbaar nie. Volg hom, want dis die woorde van Jesus waarin die krag lê, deur die Heilige Gees. Volg hom en word gesond. Ons volg nog baie keer die medikasie, die dokter, dit wat anders sê, die uitslaa, die bankbestuurder,
die dier, die rekenaar, media platforms, my eie wil, wat hierdie een sê en wat daai een sê, ons volg dit, maar ons sê ons volg Jesus. Ons sê met ons monde, ons is kinders van die Here. Maar baie keer gaan dit met ons, soos wat dit gaan, omdat ons nie Jesus toelaat in die bootjie, en sê, Here, nou doen ek dit, soos wat ek dit nie ken nie, maar ek doen dit op U woord. Ek doen dit op U woord. As jy dan moet dokter toe gaan, as jy dan moet besigheid doen, as jy dan moet iets doen, dan volg jy hom, en jy volg hom voluit, in alles, en jy getuig, en jy praat van sy grootheid, en jy beleef hom, en jou nette sal oorvol wees, jou oorwinning sal daar wees, klaar, daar is nie 'n ander storie nie, klaar, dit is 'n goddelike reël, en dit sal so wees. Ons volg die Here, nie net met ons lippe nie, ons volg die Here nie halfwaardig nie, voluit, in die vuur van die Heilige Gees. As God die vensters van die hemel oopmaak, wie kan hom keer? Glo jy dit? As God die vensters van die hemel oopmaak, terwyl dit in Suid-Afrika op sy slegste lyk, en onmoontlik lyk, soos wat hy vir ons dit gee, in Konings, en ons sien in 2 Konings hierdie verhaal, ek wou dit lees, maar as die Gees van die Here lei, jy kan dit gaan lees in 2 Konings 6 of 7 ook, kan ek een ding vir jou verseker, niks kan God keer nie, want dieselfde woorde, wat gesê het, laat daar lig wees, is getrou, daar is elke dag lig. Dieselfde woorde wat grense bepaal het in die see, in die land, is getrou, dit gebeur nog. Dieselfde woorde wat Jesus opgewek het, met ander woorde die Heilige Gees, moet jy in jou lewe toelaat. Maar radikaal. En as dit radikaal is, en Job sê, luister mooi wat sê Job in Job 22, hy sê, terwyl dit lyk of ek onder toe gaan. En dit sê Job, toe dit op sy moeilikste gaan, toe hy op Aashoop sit. Toe hy sê, luister, hy profeteer oor homself, sonder dat hy het besef. Want die woord van God is profeties, en dit is die waarheid, en dit moet gebeur, daarom sal ek dit glo en kwoteer, want ek sien hoe dit gebeur. Sê Job die volgende, hy roep uit en dis in hoofletters, aanhalingstekens, sê, boontoe! As die situasie afgaan, roep ek die woord van God op, draai, boontoe! Ek sal gesond word, ek sal oorwinning kry, ek sal die lig sien, ek sal opstaan, God is met my, bose jy vlug, alles wat my wil ondermyn, sal oor my val, en niks reg kry nie, want die woord sê in Jesaja 54 dit, ek sal nie val nie, die bose sal val, omstandighede sal val, ek sal nie gaan lê nie, al lyk het of ek afgaan en wil val, ek sal nie, want my God is met my, want sy Gees wat Jesus opgewek het, is in my, klaar, dit is nie glad nie te onderhandel nie, verskonings maak, dit is afgaan, dit is opgee, moedeloos raak, lees meer jou Bybel en bid meer, vertrou God nog meer, en jou getuig draai dat ander na jou begin kyk en sê, maar dit het dan gelyk of jy ondergaan, nou sien ek jy's in die toppe, hoe dit gebeur, en jy kan sê, Jesus, toe hy sê volg my, toe volg ek hom, en ek volg hom voluit, en ek sal dit bly doen, en ek beveel jou aan, doen dit ook, voor dit te laat is. Ons eie wil, ons eie keuses, ons eie besluite, maak, dat die vensters van die hemel oopgaan, en niks verander in ons lewe nie. Ons eie wil, dit moet God se wil raak. 2 Konings, wat ek wil hê moet gaan lees, 6-7, 2 Konings, gebeur iets groots. Samaria, die hele stad Samaria as gevolg van 'n koning se godloosheid en sy regering gaan alles agteruit. Hy is die blokkasie van die seun van God. Hy stap selfs en hy hoor
hoe 2 vrouens beklei oor wie se kind hulle vanaand gaan gaar maak, kook en eet. So sleg gaan dit. Mense is honger. Dit gaan sleg in die stad as gevolg van die bedrog en die sonde van 'n koning. Hy en sy adjudant is vermetel. Hulle soek Elisa met alles in hulle, want hulle is sommer kwaad vir God, so kom ons haal dit uit op Elisa. En dan as hulle Elisa kry, staan Elisa die godsman in sy autoriteit, in die Heilige Gees teenwoordigheid voor hulle. En hierdie adjudant staan, ek kyk na Elisa, ek sien die vermetelheid in die geesteswêreld, hoe hy voor hom staan as ek dit lees, en ek kyk na hierdie Elisa, en hy dink by homself, jou sorteer is vinnigheid, en die koning gaan leun so behoorlik op sy adjudant, want op wie steun hierdie koning? Op die adjudant, nie op God nie. En hy sê vir Elisa, wat gaan gebeur, wat sê die Here? En Elisa draai om, en hy gee vir hom die beste nuus, wat 'n man in nood nodig het. Maar intussen, luister mooi, voor hy hierdie nuus gee, is die Arameërs om Samaria. By hulle duisende, honderde duisende, want oorloë was seisonaal gewees in daai tyd. 'n Land wat sterk is, vat sy mag, wat hy sterk opgebou het. Hulle gaan val een land na die volgende land aan. Dit kan 5-6 jaar duur, wat hulle lande na lande uitwis. En hulle vat alles wat hulle daar kan vat. Hulle vat goud, silwer, maar veral al die graan, voedsel, perde, waans wat hulle kan kry. En hulle maak hierdie duisende logistieke voorraad bymekaar om na hulle land toe te neem na 5-6 jaar. Hulle land te voed, hulle landsekonomie op te bou uit oorloë uit. En nou is Israel, Samaria, die laaste land, die laaste stad om in te neem. En hulle het hom omsingel en verhonger en verdors, sodat die koning in vrees moet sit en almal, dat hulle binnekort kan instorm en alles kan vat wat hulle wil hê, dan terug te gaan na hulle land toe, met al die byt wat by hulle is, al die kamele wat by hulle is, al die beeste, al die skape en bokke in ons termes, het hulle alles by hulle in hulle logistieke afdeling. Maar hulle het nie rekening met God gehou nie. Net soos hierdie koning van Samaria ook nie, en die adjudant ook nie. En terwyl hulle in hierdie posisie sit, wat eintlik verskriklik is, en die adjudant staan vermetel voor Elisa, en die koning steun lekker op sy skouer, kom staan gou hier adjudant, kom staan net gou, ek wil hê julle moet dit onthou, ek dink hy was korter, ja, want hy rus so op hom, die koning rus so op hom, maar hierdie ou, jy kan sê, dankie Steven, hierdie ou was so vermetel. Wat sê hy vir Elisa? Hy sê, Elisa, al maak God die vensters van die hemel oop, sal niks hier gebeur nie. So hy tart eintlik God ook. So met sy lippe dien hulle God, maar hulle harte is nie reg nie. Hulle harte is nie reg nie. Want Elisa se woorde was, môre hierdie tyd sal hier oorgenoeg meel wees. Hier sal oorgenoeg in ons terme, dit was miskien nie daai tyd daar nie suiker wees, daar sal vleis wees, daar sal 'n ekonomie in hierdie stad wees wat nou bankrot en vervalle is, en alles sal 'n waarde weer hê. En hierdie adjudant sê, al maak God die hemele oop, die vensters oop, sal dit nie gebeur nie. Nou ek sê vir jou oor jou lewe, maak God die vensters oop, moenie die blokkade wees nie, hy wil jou seën. Want hy hoor jou gebede. En Elisa se woorde was in hom gewees, adjudant, dit wat jy nou daar sê, sal oor jou kom. Jy sal dit net sien, maar jy sal dit nie kry nie. Hy sê dit reguit vir daai adjudant, jy sal dit nie kry nie. Jy sal dit net sien. Pas op, luister mooi, wat se woord jy soms uitdra. Wat se woord jy bevestig? Daardie volgende dag, deur 4 melaatses, 'n melaatse word afgeskryf. 'n Melaatse het nie waarde vir hulle gehad nie, moet buite die stad bly, nou steek hy nog mense aan. 'n Melaatse ruik nie lekker nie. Gebruik God 4 melaatses, wat by hulle self besluit, al gaan ons nou dood,
Ons is so honger. Hier in Samaria gee niemand eens vir ons iets nie. As hulle nog iets sal hê, gee hulle dit nie eens vir ons nie, want ons moet buite die stad bly. Daar binnekant, weet jy wat hulle daar binne gee het? Jy het baie betaal vir 'n donkiekop as jy hom kon kry. Duiwelmis gekoop om te eet. Verskriklik. Verskriklik. Ons moenie oor kos en goed kla in die lewe nie. God seën ons. God seën Suid-Afrika, al klaar die Suid-Afrikaner, God seën ons. En dan stap daai 4 melaatses en sê, al maak die vyand is dood, maar ek gaan kos gaan vra. Hulle kan sien ek is melaats, ek kan nie oorlog maak nie. Dalk gee hulle net vir ons oorskiet kos. God het die tafel vir hulle gedek. Toe hulle daar kom, het die vyand, toe het God hulle reeds verjaag en vrees. Toe het God reeds 'n engel gestuur. En hierdie manne kon byt in goed wegsteek en begrawe vir hulle vir 'n toekoms. En hulle kon soveel eet soos hulle wou. En toe gaan hulle terug en klop aan die poorte. En hulle sê, maak oop. Die ekonomie het gedraai. Daar's kos. Daar's voorrade. En die koning dink dis 'n trap. Nou wys, so min glo hy aan die woorde van môre hierdie tyd het jou gety gedraai. Dan die volgende oomblik, maak hulle tog oop en gaan kyk. En toe hoor die stad, daar's kos. In die stad kon jy nie keer met 'n weermag nie. 'n Hongermens keer jy nie. En het gestorm by hulle duisende, by die poort uit, en het trap jy dan dood. Trap hom dood. Dis wat in ons lewens baie keer gebeur. Jou woorde ook, terwyl God sê, bid weer, glo. Sal ons een oomblik opstaan in die oggend en sê, ek is useless. Sal jy opstaan en sê, ek verstaan nie, daar's nie uitkomste vir my nie, God verhoor nie my gebed nie. Sal jy dalk deur die dag dood oor jouself spreek en dink jy's nie goed genoeg nie. Sal jy dalk soms dink, daar's nie uitkomste nie, ek sien nie lig nie. Spreek dood oor die land, spreek dood oor situasies, maar ons noem ons kinders van God. Die wêreld moet kyk na ons en kan sê, terwyl daar nie hoop is nie, sien ek hoop by jou. En jy sal kan sê, die vensters van die hemel is my oop. God sal voorsien. Dit sal met my goed gaan. Daar sal 'n draai kom. Baie keer is dit self die blokkade in ons eie huwelike. Want ons wil die nette nog op die ou manier ingooi, waar die Here sê, gooi dit op die ander manier in, dan sal jy veel vang sê, bly ons op die ou maniere ingooi in ons besigheid, in ons huwelike, in ons menslike omstandighede, situasies, in jou siekte toestand, die ou selfde nette hoor en dit bly leeg, terwyl die Here sê, doen dit op my woord, aan die ander kant, sodat jou nette oorvol kan word. Begin kwoteer, Here, maar die vensters van die hemel is oop vir my gebed. Die voorsiening sal daar wees. Tydjie sê van julle, ek is te jonk, sê die Here vir Jeremia, jy is nie te jonk nie. Jy is nie te jonk nie. Johan, jy is nie te jonk nie. Amen. Dieselfde in François Jaco, jy is nie te jonk nie. Gaan nog groot dinge gebeur. Amen. Jaco, amen. Prys die Here. Anders sê ek is te oud. Moses was nie te oud nie. Toe hy gedink het hy gaan aftree, toe sê God, nee, jy gaan 'n volk uitlei vir nog 40 jaar. Staan in geloof en vertrou God meer as ooit tevore. Jy het God in jou lewe. Matteus 6 sê, die wêreld begeer dit. Jy het dit. Die vensters van die hemel is oop. Moenie soos die adjudant leuen in vermetelheid en ongeloof en twyfel, omdat dit wat jy sien is besig om 'n effek in jou lewe te hê nie, maar God in wie se oë jy moet kyk is die lig in lewe. Amen. En as die gety nog nie gedraai het nie, sal ek weer bid. Dis nie oor jou gebede nie verhoor word nie. Dis nie oor jy nie goed genoeg is nie. Dis nie oor daar foute in jou lewe is nie. Daar's iets soos aanslag.
Ons is op hierdie aarde, om die aarde te face wat hard is. Maar God vertrou jou met sy gees, om dit wat hard is, moet onder jou voete wees. Esegiel, hy sê vir hom in Esegiel 3, ek maak jou voorkop so hard soos 'n diamant. Hoekom? Nie jou hart nie, jou voorkop, want jy gaan koppe stamp in hierdie wêreld, maar hulle sal dit nie maak nie, jy moet bly volhard. Nie weghardloop nie, Elia, nie 'n rok optrek in die woestyn inhol nie. Nee, vat die beloofde land, want God is met jou. Kind van God, 'n kind van die Here vrees niks nie, raak nie bang nie, want jou God is in beheer van jou lewe. 'n kind van die Here gee nie op en klim onder 'n besembos in en sê, nou is ek depressief en ek gee op nie. Staan op en kry die lig in Christus, want jy is 'n oorwinnaar. Hoekom? Want Jesus het klaar die prys betaal en Vader God, jou Abba, vertrou jy so, dat hy sy gees in jou plaas om te sê, jy is nie alleen nie, ek is by jou. Ek sien jou omstandighede. Ek sien wat gebeur in jou lewe. Ek is by jou. Onthou weer eens, die vensters van die hemel is nie geslote nie. Nee, dit is nie geslote nie. Maar ons kan nie net met ons lippe die Here dien nie. Ons moet God met ons hele hart dien, voluit, in vuur, nie op 'n ander manier nie. Luister weer, die Here sê in Jesaja 29, hy sê, of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde, lees tog, maar hy sê, ek kan nie lees nie. Met ander woorde, so baie keer, luister is na 'n wêreld, wat nie in geloof staan nie. Hulle kan nie hierdie boek lees en verstaan nie. Hulle kan nie die woorde van God begryp nie. Hulle twyfel in Jesus. Hulle twyfel in die waarheid. Hulle twyfel in God. En dan kom Christene baie kere sê, God het almal lief en verwar God se liefde met die waarheid, en ons sal baie keer kom en sê, ons aanvaar die wêreld wat hy is, met sy afgoderry, met sy valse godsdienste, aanvaar ons het respek daarvoor. Jy moet respek vir God hê, en respek vir jouself, en jou geloof in God. Ek het nie respek vir 'n ander geloof nie, want dit beteken, ek keer Satan goed, ek het skielik respek vir hom, ek kan nie respek hê vir hom nie, ek kan nie respek hê vir iets wat sonde is nie, ek kan nie respek hê vir wat verkeerd is nie. Dis nie God se wil nie. Jy moet teen dit opstaan. 1 Korintiërs 16 sê duidelik, hulle wat Jesus Christus nie herken nie, word vervloek. Die woord sê dit. Dan sê God is vir almal lief. Dan sê Romeine 9, nee, God is lief vir Jakob, maar haat Esau. Ons moet oppas wat ons sê. Ons woorde het krag en ons lewe daarvan. Spreek lewe. Maar as iemand die Here nie dien nie, wys vir hom Jesus deur jou leefwyse. En as hy dan nog altyd Jesus nie wil aanvaar nie, trek jy nie aan 'n oneweredige juk nie. Dan moet jy aanstap, hy het die evangelie gekry, jy kan hom nie tot bekering bring nie, Jesus self doen dit deur die Heilige Gees. Jy het net die saad gesaai. Maar jy moet saad saai elke dag om 'n oes te hê in jou lewe. 'n goddelike oes te hê. Weer, die vensters van die hemel is oop. Maar vir wie gee ons die boek om te lees? Vir die wêreld? En as volg die wêreld, hulle kan hom nie verstaan nie. Hulle kan nie. Jy moet hom lees. En jy moet hierdie pad stap. Want dis die woorde van God wat in jou moet lewe. Johannes 15 van vers 4 tot 7. Laat my woorde in julle woon. Laat my woorde in julle bly. En hy sê, julle sal vra net wat julle wil hê. En dit verkry. En God gaan daardeur verheerlik word, want julle gaan disippels van die Here genoem word. Ons taak is om disippels te wees, maar dit begin as die woord van God in ons is. Amen.
Ek weier om moedeloos te wees. Ek weier om op te gee. Ek weier om in duisternis te wandel, want dis nie die plek van lig nie. Toe Petrus as riet, toe Simon Petrus word, toe sê hy rots. Jy's 'n rots, want jy's gebou op die rots Jesus. Moenie buig soos 'n riet nie. Amen. Want God gee dit vir jou. Hierdie is nie net woorde nie, die Heilige Gees praat met jou. Amen. Daar moet joy in jou wees, en oorwinning. En dis die Gees van God. Hy gaan verder en hy sê dan, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van my afhou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Lyk baie keer of mense kinders van die Here is. Jy word uitgeken in jou vrug. Nie in jou lippetaal nie. Wat in jou hart is. Want God kyk na die hart. En as die hart reg is, sal jy lewe sien. Want God is met ons. Die laaste woorde in die Bybel is die einde. Amen. Dis die einde. Die eerste woorde in die Bybel is in die begin. Ons lewe nog binne-in, dis nog nie einde, joep, en die ligte is uit, en dis hemel toe of hel toe. Dit is reeds hemel toe of hel toe, maar ek bedoel, in die aarde is verby nie, en hy word verbrand nie. Dit is nog nie daar nie. Ons lewe nog binne in die Bybel, so leef die Bybel uit. Leef die woord van God uit. Lees 'n hoofstuk liewer oor en vra Here, wat wil U vir my vertel? Wat wil U vir my leer? Leef jou in dit in, as wat jy dit lyk soos 'n boek wat jy lees. Dis die Heilige Gees, diepte, Romeine 8, as jy begin lees, hoe die Gees van God jou lei. En die Here praat met julle elkeen vandag, in diepte. Amen. Amen. Fire in Jesus. Ons kan nie meer slaap nie. Fire. Nie meer moedeloos wees nie. Nie meer opgee nie. Fire. Want God is met jou. Dit sal vir jou wees wat jy glo. As jy nie glo nie, sal dit nie gebeur nie. Maar as jy glo, en jy luister na die stem van die Here, jou God, kan jy op sy woord gaan en sê, op U woord gooi die nette in. Op U woord gaan ek doen. Op U woord gaan ek dit aanpak. En dit sal werk. Op U woord sal ek gesond word. Op U woord sal my gety draai, klaar. Op U woord sal my oë genees. Op U woord sien ek kans vir hierdie lewe. Amen. Halleluja. Moenie my daai geleentheid gee om te sê amen nie. As ek kan skree vir 'n rugby span, dan kan ek sê amen. Dis fire. Hoekom? Daar's krag in jou woorde, man. Nie amen nie. Johan, fire. Prys die Here. Jaco, fire. Here is lief vir elkeen. Draai na die een langs jou nou en sê, die Here jou God het die vensters van die hemel vir jou oopgemaak. En elkeen wat na die boodskap nou kyk, die Here het die vensters van die hemel vir jou oopgemaak. Draai na mekaar toe en doen dit. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Ons dien hom nie net met ons lippe nie. Uit die hart uit, voluit, in die vuur van die Heilige Gees. Ek sien talle wonderwerke, en ek wil nog talle sien. Mense, ek glo God gaan Mosselbaai skud. God gaan hom skud. God gaan hom skud met sy Gees. Al moet ons op 'n knie beland in Mosselbaai, maar ons sal God dien. Ons sal God verheerlik. En ons sal sy naam groot maak. Ek eer julle wat kom. Ons stap nie in 'n kerkgebou nie, ons stap in 'n pap in. Maar ons dien die Here met ons hele hart. Man, jy moet tog asseblief hierdie mense afneem. Hulle is pragtig, tot eer van God. Jy is pragtig. Jy is die geseënde van die Here. Amen. Prys die Here. Kan ek weer vra, wie glo in wonderwerke? Amen.
Ok? Jesus kom by die blinde. Dis nie deel van die preek nie. Dis deel van die aksie van die hart van ek dien hom nie net met my lippe nie. So ek glo in wonderwerke. Jakobus 5:6 salf die siekes, salf mekaar, salf teken die teenwoordigheid van God verklaar ek in jou lewe dat die Heilige Gees jou aanraak en dat jy genees. Ek glo dit. Ek glo nie in 'n tydperk van genees nie. Ek glo in genees. Ek glo nie in 'n tydperk van iets moet draai in jou lewe nie, dadelik. Jesus sê nie vir die twee blindes, hy sê nie vir hulle, julle sal begin lig sien en later bietjie beter kan kyk en dan val vel af en oor 'n week of 2 weke dan kan jy goed sien nie. Jesus sê, jou geloof het jou gered. Jakobus 5 sê, as jy glo en jy bid, sal jy genees. Hy sê selfs Elia, wat 'n gesalfde van God is. Ons gebed vergelyk met Elia se. Hoekom? Want dit is God se woord, waar die krag lê, nie in ons nie. Amen. Nou, jy gaan nou volgende week Israel toe, my sis, of die week daarna. Nou, hierdie olie kom spesiaal ook uit Israel uit. En dit maak nie die olie beter nie, was net vir 'n blessing toe ek dit gekry het. En ek wil graag mense salf, wat vandag dit nodig het. En ek wil vir jou bid, en ek wil hê jy saam bid. Klaar, einde van die saak. Daar's nie 'n ander storie nie. En dan bid ek vir jou 100 keer oor en oor, dan sal ek dit nog doen. En ek sal nog glo, en jy sal genees. Ek het dit met my eie oë gesien. Ek het gesien hoe mense genees van kanker. Ek het gesien hoe blindes kon sien. Ek het gesien hoe mense uit rolstoel uit opstaan. Maar ek het ook gesien hoe mense nie opstaan nie. Ek het ook gesien hoe mense oor 'n tydperk genees het. Want die krag lê in God, in die Heilige Gees. Maar ek sal nie ophou bid nie. Ek sal nie ophou glo nie. Want dit is God en God alleen. Amen. Ek is net 'n eenvoudige diensknegt, maar God is almagtig. Hy is almagtig. Prys die Here. Vir wie kan ek bid? Vir wie kan ons bid? Dolf, prys die Here. My sis, jy kan ook uitkom, Dolf. Vader, ek kom in Jesus naam, net as 'n eenvoudige diensknegt. Dit is verskriklik lief is vir hierdie boeta. Kom ons steek almal ons hande uit, hom toe en my sis toe. Familie in Jesus. Die oomblik as ek in jou raak, ek is net 'n instrument van God. Here, genees U elkeen nou. Raak elkeen aan in elkeen se behoeftes en omstandighede. Dankie Vader. Jo, dankie Here. Ek eer U dat U Dolf nou aanraak. Genees nou in Jesus naam Dolf. Dan gee God alle eer. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Genees nou. En getuig van God se grootheid. Dankie Meester. Amen. Halleluja Dolf. Prys die Here. My sis. In Jesus naam Here, raak U haar aan. Ek dank U daarvoor Vader God, vir die salwing. Haar gebed. U sê nou van ek moet vir haar sê 1 Samuel 1. Soos Hana uitgeroep het, roep jy uit. En niemand verstaan nie, maar God verstaan en hy verhoor jou. Jy sal terugkom en getuig. God het beantwoord. Amen. Prys die Here. Halleluja Here. Vader, terwyl ek ook van Jesus aan oplê, eer ek U. Eer ek U. Vir daai beantwoording en deurbraak nou. Nou,
in Jesus. Dankie Vader, ons gee alle eer vir dit. Prys U wonderlike naam, o God. Amen, amen en amen. Jy sal terugkom en ook getuig. Jy sal God se naam groot maak. Amen. Ek prys die Here. Nog enig iemand? Staan net so my sis, prys die Here. Ekskuus Boeta, ekskuus Steven. Halleluja. Vader, ek dank U Here. Glo jy? Ek glo dit met Amen. my hele hart. Met jou hele hart. Maar ek En glo, weer die vensters van die hemel is ook vir my. dit En is. ek weet op van my. Amen. En jy gaan kom getuig. Maak gou jou oë toe. Dankie Vader. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Sy het dit klaar verklaar, geprofeteer oor haarself, want sy het die woord van God gespreek en gekwoteer. So sal dit vir jou wees en God sal verheerlik word. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Gee 'n lekker amen vir die Here. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Nog enigiemand? Prys die Here. Kom steek ons hande uit na Sandra toe. Sy gaan 'n bietjie Israel toe. Vader, seën haar, seën haar man, seën hulle. Vader, in daardie besluit laat sy 'n wonderlike tyd saam met U en met U sal hê. Dat daar soveel mooi dinge vir haar gebeur dat sy kan sê, Here, U het 'n ontmoeting met my gehad, maar U het my bederf. En Here, as sy terugkom, dat sy kom getuig van die grootheid. Dankie Jesus, dankie Meester. Amen, amen en amen. Vader, ek bid vir elkeen. Ek roep uit vir elkeen hier, Here, en besonder vir elkeen. En ek wil lewe spreek oor elkeen. Goddelike lewe, Here. U woord is lewe. Here, terwyl ek nou vir elkeen bid, voel dit vir my, hoe warm raak dit, die krag van die Heilige Gees, wat oor elkeen gekom het. En ek weet, dit is U. En ek weet, dit is U teenwoordigheid. Daarom spreek ek nou lewe oor elkeen, vrede oor elkeen, goddelike guns oor elkeen, genade oor elkeen, deurbrake vir elkeen, en die seën van God met jou in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Ek sien uit, dat is een van die in ons eie gebou in gaan, saam met julle, tot eer van God. Maar ek sien uit, dat God Mosselbaai omdraai. Ek sien uit, dat as die jeug, young adults, jong manne, jong vroue, ouer mense, elkeen gaan bedien, in die kragtige salwing van ons God. Ek spreek reeds lewe oor elkeen, en ek weet, Vader, gaan elke siel ontmoet. As ek mense sien, terwyl mense loop in die strate en op plekke, hier binne my, dan klim ek elke siel, sal tot ware wedergeboorte kom, sal God dien, hulle omstandighede sal draai, hulle sal Jesus lief hê, en het sal met elkeen waarlik goed gaan. Amen. Ek verklaar lewe, goddelike lewe oor elkeen. Moenie kyk na die omstandighede nie. Kyk na die hart, en dat die hart suiwer bly, want dis waarna God kyk. Dawid het gebid, Psalm 51, Vader, gee my 'n rein suiwer hart, en laat die Heilige Gees my nooit verlaat nie. En dis waar die krag gelê het. Prys die Here. Amen. Ons gaan 'n worship team ook opbou, tot eer van God. Want ons moet die Here verheerlik in die sange ook. Amen. Enigiemand nog gebed nodig? Is almal gereed, reg, vol fire, vol vuur? Prys die Here. Prys die Here. Vader, ek spreek lewe weer eens oor elkeen nou. Ek seën elkeen nou met die Numeri 6 seën, maar ook met vrede, met oorwinning, met goddelike guns. Vader, ek dank U vir die tyd wat ons nou voor die aangesig was, voor die voete. Ek dank U, Here,
vir Jackal on the Beach, wat vir ons hierdie plek beskikbaar gestel het. Mag daardie Jackal, Here, U dien, U soek, U vind. Mag elkeen wat ooit hier instap, Here, 'n seën wees vir hierdie plek, maar nie vir sonde nie, vir Jesus. En mag elkeen, Here, wat vandag van ons wat hier is, Here, as ons hier uitstap, met nuwe vuur uitstap en sê, kom ek bid vir jou. Kom ons reik uit. Kom ons wees daar vir mekaar, wees gasvry en leef Jesus uit. Dankie Vader, U is God in ons lewe. U is alles. Ons het U net baie lief en ons eer U weer eens. Dankie, dankie, dankie Jesus. Amen, amen en amen. Ek eer die Here vir julle. Almal wat wil saam ontbyt, ons sit lekker hier buite na ontbyt, hulle het 'n lekker ontbyt hierso. En dan fellowship ons, gesels ons lekker saam. En as jy dit nie kan bekostig nie, praat jy met my net so stil in my oor. Niemand hoef dit te weet nie. En ons sal dit met liefde vir jou betaal. Want familie is belangrik. Dit gaan nie oor dit regtig waar oor enigiets anders nie. Maar daai fellowship is kosbaar. So leer ons mekaar beter ken en ons stap 'n pad tot eer van God. Moenie net weggaan nie. Dit is lekker in hierdie tyd om te fellowship. Want ons is 'n familie. Jesus het, nadat hulle bedien het hy na die tyd nog visse en brood uitgedeel. Jesus was gasvry, maar besorg. En Jesus is die voorbeeld vir ons. As ons om die tafel sit, praat ons ook Jesus. Ons praat wat in die hart is. Amen. Die Here seën elkeen. Jesaja 45:2-5 sê die Here, ek gaan self voor jou uit. Breek uit tot grendels, maak hoogtes gelyk. En hy sê ek wys jou verborgde skatte sodat jy weet ek het jou by jou naam genoem. Daar's 'n groot verskil tussen begeertes en behoeftes. En dis wat hy vir Petrus ook gewys het. Toe hy vir hom wys, dit wat Petrus nie aan die onderkant van die water kon sien nie, was die verborgde skatte gewees. Ons lewe in 'n land waar dit lyk asof dit 'n woestyn is rondom ons. En die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn. En God het hulle gewandel. En God het hulle verborgde skatte gegee. Water, kos, hy het vir hulle groter skoene gegee, hy het vir hulle nuwe klere gegee. Die kinders wat nuwe kinders wat gebore was in daai 40 jaar, het hy geklee. Dis alles verborgde skatte. Vra vandag vir God om jou behoeftes te vervul en nie jou begeertes nie. En God sal al jou behoeftes vir jou vervul. Hy sê in Filippense 4:19 en ek is tot alles in Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. Filippense 4:19, my God voorsien in al my behoeftes volgens sy rykdom wat is in Christus Jesus. Ons moet ons gedagtes hernuwe, Romeine 12:2, en God vra om ons behoeftes te vervul. Kom ons bid saam. Baie dankie. Here, ons wil U net dankie sê vir vanoggend. Dankie vir die woord en elke behoefte, elke persoon wat hier sit vanoggend, Here. Here, soos Brandon Lyk sê, Here, come on my soul and don't you get shy on me, lift up my voice. So Lord, that I can praise you and I can earn you, Lord, and I can serve you, Lord. Here, be a lion in me to serve you, Lord. Ek wil U net loof en prys, Here, vir elke behoefte wat U vir ons gee. U wil en nie ons wil nie, Here, want U wil is, Here, ontelbaar meer as ons eie wil, want ons eie wil kan dalk foute maak, vandag en elke dag in ons lewe, Here, maar U plan vir ons is net sukses, Here, net oorwinning, Here. Ons lewe in 'n land, Here, en laat ons nie na die media kyk nie, laat ons nie na die omstandighede rondom ons kyk, Here, maar dat ons in Christus se kyk, Here, en dit uitleef. Here, seën elke gesin, seën ons land, seën ons gebied, seën elke pad wat U vir ons voorlê, Here. U sê in Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. U laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei ons heen. Here, U seën ons, U dek 'n tafel vir ons in die teenwoordigheid van ons behoeftes, Here, in die teenwoordigheid van ons teenstanders en ons behoeftiges, Here. Ons behoeftigheid, Here, dit is wat U vir ons wys, die verborgde skatte, Here.
dit wat U vir ons gee, Here, dit wat ons nie self aan kan dink nie, Here. U wil en nie ons wil nie, Here. Seën elke gesin, seën elke familie, seën die gebied, Here, seën ons land, seën Israel, seën Jerusalem, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja.